Okay, ek dink ons is live. Ek hoop dit gaan goed met julle almal. En skus ek is nou 5 minute laat, maar hier is ons. So, ek het net te doen en ek kan dop. Ja. So, welkom by die laaste episode van hierdie reeks. Comforted or consecrated. Dit was 'n baie ongelooflike reis. Ek moet vir julle sê ek is opgewonde vir die volgende ene met Exodus waarna ek op die oomblik is, want julle, hoe meer jy jou Bybel lees en hoe dieper jy gaan, hoe meer weet jy van God, leer jy van God, leer jy oor jou roeping, ken jy jou pad, verstaan jy wat van jou verwag word, dis net regtig ongelooflik next level. Net gaan 'n paar disclaimers voor ek vanaand begin. My ouma gaan op vakansie, so hulle jolkie is hier by my. So sy gaan besonder met my raas of met my chat, so ek sien haar nie nou nie, so hopelik is sy gaan lê, maar sy is hier by my. My buurvrou is 'n musiekjuffrou en ek hoor sy is met 'n les besig. So as jy nou 'n oopra deurkom, ek kan niks omtrent doen. Ek het klaar die vensters toegemaak, gordyne toegetrek. Ek kan niks meer doen as jy dit hoor nie. Vir die wat my gaan vra. En dan nog iets wat ek gou wil verduidelik, want ek sien ek het baie e-posse, baie WhatsApps en ek het baie Facebook boodskappe oor my Bybelstudie. Nou eerstens het mense my gevra, is dit regtig my Bybel wat so vol notas is en so vol gekrap is of geskribbel is, was een van die vrouens se woorde. Hallo Mina, hallo Larina, hoop dit gaan baie goed met julle. So, ja, dis regtig my Bybel. Hier is my Bybel. Hierdie is my Bybel. Kom ek begin so. Dis 'n gewone NIV Bible translation. Maar dit is 'n journaling Bible. So kom ek kry 'n skoon bladsy waar ek nou nog nie was nie. So I like so. Dis 'n journal Bible, so daar's spasie aan die kant om te skryf en dan is daar in die skrifgedeelte is daar ook genoeg spasie beskryf. So dis regtig dit is 'n journaling Bible. Nou baie mense skryf nie in hulle Bybel nie want hulle voel hulle het respek vir hulle Bybels en hulle wil nie krap en te kere gaan nie. Ek het ook so 'n Bybel, maar die rede hoekom ek doen wat ek doen en dis letterlik my Bybel lyk so, al my bladsye is geplak en notas, hier's nou weer 'n vol bladsy vol notas. Elke liewe bladsy in my Bybel lyk so geskryf en geskribbel en geplak en boodskappe en goeders en die rede hoekom ek letterlik elke liewe bladsy in my Bybel lyk so. En die rede daarvoor is regtig net omdat hierdie is my Bybel wat ek vir my wil gee wanneer sy regtig intiem en diep die Here wil soek. Ek het in my journey baie lank gesukkel om die skrif te kry dat dit oop gaan vir my en met my hart praat en met my praat en vir my iets beteken en ek verstaan dit. So ek wil nie my meisiekind moet eendag ook so sukkel nie. So hierdie rede vir hoekom ek so in die Bybel skryf is omdat dit 'n erfstuk is vir my meisiekind eendag. Ek het nog 'n Bybel waarin ek nie so baie skribbel nie en dan vra mense my, maar wat gaan ek doen as sy my Bybel het en ek nie meer my notas nie? Hierdie is presies wat ek dan nou doen. Hierso is my Bybelstudie wat ek dan nou doen en hierdie notas, nie al die notas nie, maar hierdie notas is dan wat in my Bybel ingaan. Sekere dele van hierdie notas gaan dan in my Bybel in. So, ek gaan nie met niks in my hande sit as ek eendag vir my meisiekind my Bybel gegee het nie. So ek hoop dit antwoord baie mense se vrae. Party sê moet dit glad nie doen nie, dis disrespekvol. Ander sê, hoe doen jy dit? Wat doen jy dit? So elkeen vir homself, it's your journey. En as die skrif met jou praat and it comes alive, is dit vir my die mooiste mooi wat elke vrou kan beleef, want ek dink as jy by daai plek kom in jou lewe, wil jy eintlik nie ander boeke lees nie. Wil jy nie flieks te kyk wat sekulêr is nie. Jy wil eintlik net God se woord devour en dit oopbreek en ja. So is die Bybel beskikbaar by Koem.
Die Bybel is beskikbaar by Koem. Dis letterlik net die NIV Journal The Word Bible. Ek weet nie of hy in hierdie kleur beskikbaar nog is of wat nie, maar hierdie NIV Journal Bibles is definitief by Koem beskikbaar. So ek wil net daai gou net oopgebreek het. Dis hoe ek my Bybelstudie doen. Wat gebruik ek? Ek gebruik letterlik my Bybel en 'n joernaal. En ek vra vir Vader, breek dit vir my oop. So it is 'n amazing journey. Ek vra vir Here my te help met platforms hoe ek hierdie vir julle kan gee, vir julle kan wys, met julle kan doen. So it's a becoming journey waaroor ek baie opgewonde is. Nou, terug by vanaand, ons laaste episode gaan oor Josef se storie. Nou wil ek net daarby uitkom, want ons gaan in Genesis 37 tot 50 gaan ons hardloop rondom die storie van Josef in Genesis, en ek dink vanaand gaan baie van julle dalk 'n aha moment beleef, en dalk miskien nie vanaand nie, maar jy gaan 'n aha moment ervaring hê as jy ooit weer in jou journey vorentoe stap en jy verstaan nie hoe werk God se roepings fase nie. So, vanaand is my bitter belangrik, want ons almal het hierdie seisoen in ons lewens. Ons gaan kyk na Adam en Eva, ek gaan aan die einde gou 'n recap doen, maar ek wil graag wegtrek oor net weer die fokus van hierdie stukkie. En dit is my so ironies hoe die Here se detail deurkom, want daar het iets gebeur laas 3 weke terug, dis nou live op al die platforms, dis my netjie se RSG uitsending wat ons gedoen het, en daar's 'n paar grepe uit die onderhoud wat nou op Facebook die rondes doen, but I'm going to get there, but it fits in beautifully into this message. So, ek wil gou ons herinner eerstens dat ons lewe in 'n wêreld waar gemak die hoogste doel is. So, ek wil vir julle 'n voorbeeld gee laas week. Stuur een van Hytjie se vriende wat hy deur corporate ontmoet het, deur sy netwerk, nou het hulle bevriend geraak, hulle naam is actually agter op ons gebedslys, ons bid regtig intiem vir hierdie couple, en die man reik uit na Hytjie oor 'n besigheidsbesluit, en hulle wil op die perseel 'n sekere besigheid oopmaak, en finansiëel is die antwoord ja, want hierdie maatskappy of franchise gaan 'n 5 jaar huurkontrak met hulle teken, so vir 5 jaar is daar lopende inkomste, en almal weet dat huurinkomste is 'n asset, want jy hoef niks te doen nie buite in jou property of jou grond uit te huur, en jy kan geld maak. Maar somehow, dit wat hulle wil bedryf in die stuk gebou, kry hulle nie rustigheid oor nie, en hulle vra toe of sê vir mekaar, kom hulle kry net 'n laaste stem, 'n objektiewe stem, se opinie rondom dit, en Hytjie sit hier voor my laasweek, en hy leer sy binnelanders woorde, en ek sit my Bybelstudie besig, en ek kan hoor Hytjie reply, maar hy weet ook nie regtig hoe om vir hulle te sê nie, want hy sê vir hulle, ja, dis 'n ja en 'n nee antwoord, en ek stop en ek vat die foon by hulle. Nou, die couple het my nog nooit ontmoet, hulle weet van my, hulle ken my nie, maar ek vat my man se foon en ek stuur 'n boodskap, en ek stuur toevallig, ek sê, julle, ek wil net eerstens vir julle sê, vrede in 'n besluit is altyd jou rigtingwyser, en dit staan reg in die skrif dat vrede sal jou rigtingwyser wees. As jy nie vrede het oor 'n saak nie, don't do it. En ek sê toevallig, punt nommer 2, wat ek nou juis in Exodus geleer het oor gedurende die 10 pla, is dat finansiële wins is nie die Bybel se primêre maatstaf dat jy 'n goeie besluit gemaak het nie. En baie kere wil ons sê, ja, maar Jessie, kyk, dis 'n 5 jaar kontrak, ons gaan vir 5 jaar lank is ons gesorg finansiëel, weet jy wat kan hierdie bedrag geld in my rekening beteken? Finansiële wins is nie die Bybel se primêre maatstaf dat jy 'n goeie besluit gemaak het nie. En dis presies wat ons vanaand gaan leer so dit laasweek raak gevat in Abraham se storie. Lot het die beste plek gekies, die beste land gekies, so hy het 'n finansiële beste besluit gemaak, maar dit beteken nie dis die Bybel se rigtingwyser dat jy 'n goeie besluit gemaak het nie. En nou vanaand in Josef se lewe gaan ons dieselfde doen. En hoekom ek dit deel
is, want baie keer dink ons dat wanneer iets goed is en die uitkoms van dit goed is, moet dit van God af wees. En ek wil net hê, gou kom vasmaak hoe die wêreld met jou gaan praat en wat die woord vir jou sê. En jy gaan slegs weet wat die woord vir jou sê if you're inside the word of God. So, ons probeer pyn vermy, ons probeer ons wagtye oorslaan, ons wil die wagtye verkort in ons lewens, ons probeer ons proses waardeur God ons sit, ons vormingsproses waardeur God ons sit, wil ons kort knyp, omdat gemak vir ons belangriker is, as wat dit is om in 'n karakter geshape te word. So, God vorm sy mense, meeste van die karakters wat ek nou al geswat het, vorm God deur druk, deur wagtye en deur vormingsprosesse. En liefste vrou wat vanaand luister, my en jou lewe gaan nie anders te lyk nie. Drukking, wagtye en vormingsprosesse, dit is op ons paadjie vir ons neergesit, want God is besig om ons karakter te bou. So God red nie altyd sy kinders uit moeilike tye uit nie. Hy vorm sy kinders in moeilike tye. En ek wil juis op Josef vashak vir 'n rukkie vanaand en dan hom gekies het om af te sluit vir hierdie reeks, want ek hoop na die 4 reekse gaan jy verstaan hoe gevaarlik is gemak en hoekom ons nie kan bekostig in die eindtye waarin ons lewens om gemaklik te raak nie. En eerder te sê, Here, hier's ek, vorm my, sny af alles wat nie myne is nie, because I'm yours. So, Josef se lewe was nie 'n reeks wonderwerke gewees nie. Hy het nie die beste lewe gehad nie. Hy is nie gebore en life was cut out vir hom nie. Hy is deur opleiding gesit vir sy roeping. So, in jou handleiding of jou e-boek, jy het hom gister gekry, week 4 se e-boek, kan jy saam met my volg. Ons is op bladsy 3, bladsy 1 is in die voorblad, bladsy 2 is eers op inhoudsopgawe en bladsy 3. Ons is nou op bladsy 3. So wat ek wil hê jy moet neerskryf as jy nie die e-boek het nie, kern vir jou journey vir vanaand, skryf die volgende neer, maar in jou e-boek kan jy saam journey, want ek het klaar vir jou die 5 fases daar gesit. So Josef se lewe kan jy in 5 vormingsfases verdeel. Elkeen van hierdie 5 fases was noodsaaklik vir sy roeping. En hierdie 5 vormingsfases is deel van my en jou roeping ook. So as jy sukkel met jou roeping, of wat is jou roeping, ek gaan nou nie vanaand op dit vashak nie, maar ek wil hê jy moet weet dat daar is 5 vormingsfases vir jou roeping. Stap 1 is die droom. So, Genesis 37 vers 5 tot 7 gaan ek gou vir ons lees. So, Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." So, wat ek wil hê, jy moet gou net weet rondom vers 5 tot vers 7-8, is dat Josef is 17 jaar oud toe hy hierdie droom gehad het. Okay? Hier kry hy die droom, God praat met hom, dis God se droom aan Josef. En wat Josef doen, is hy gaan deel sy droom prematurely met sy boeties. Met ander woorde, hy het sy droom by God gekry, en uit opgewondenheid, soos baie van ons doen, gaan deel ons die droom, miskien met die persoon wat dit raak, of nie raak nie, of met ons naaste vriende, of ons naaste familie, of whoever, but we share it prematurely. En ongelukkig wil ek die volgende vir jou bysê,
want ek wil jy moet dit raak sien in vers 5 tot 7. Truth shared with someone at the wrong time can cause relational damage. So truth shared at the wrong time with someone can cause relational damage. Dis bitter belangrik, ek wil net daai bysit, dis in my notas, dis nie deel van julle notas nie, want ek dink ons moet baie meer privately beweeg met wat God vir ons deel en vir wie dat hy die ander persoon se hart ook sal voorberei vir die boodskap. Want ek en Hytjie is besig, wel, my man steur homself glad nie aan dit nie. Ek natuurlik doen, want it blows my mind om te sien hoe gemaklik mense op Facebook 'n comment kan los, 'n negatiewe comment kan los. Eerstens wonder ek by myself, as ek en jy oorkant mekaar gesit het in dieselfde restaurant of dieselfde coffee shop of jy daai selfde woorde vir my in my gesig sou kon sê, punt nommer 1. Punt nommer 2, as jy bereid was om daai selfde woorde in my gesig vir my te sê in 'n coffee shop, wil ek wonder ek of jy daai selfde woorde vir my sal sê as Jesus op 'n stoel langs ons in die gesprek moet sit, of dit ook jou uitkyk sal wees of jou uitkyk sal bly, want ek dink mense is te gemaklik op Facebook met hulle opinies en hulle menings, en ongelukkig wat gebeur is daar's te veel mense wat sê God het vir my gesê, so ek sê vir julle, of God het so met my gepraat, so nou kom deel ek dit met julle, en ons moet versigtig wees daarmee, want ons maak baie mense bang, en ons maak baie mense seer. God praat met almal. God gaan nie net met my pastoor praat, en ek moet by my pastoor gaan hoor wat sê God nie. God speaks to everyone. And if he shares a dream with you, and it involves someone, do not share it prematurely because it can cause relational damage. So, terug by jou notas en terug by Josef se droom. So Josef was 17 jaar oud toe God vir hom sy eerste droom gegee het. 17. Dit is kernbelangrik dat jy onthou, 17 jaar oud. Die droom wys vir Josef dat sy broers gaan voor hom buig eendag. Met ander woorde, Josef gaan in 'n posisie van invloed wees. So hy is nou klaar die favorite boetie in die familie. Alles gaan oor hom. Sy pa praat oor hom. As jy die hele storie vooraf ken met al die boeties, dan gaan jy agterkom, maar daai favorite parent, daai favorite child syndrome is eintlik al in die Bybel. So hulle haat hom klaar, want en as jy die skrif onthou sê hulle, and they hated him even more. En nou kom vertel hy vir hulle, die jongste een, die 17-jarige, naam is Benjamin, Benjamin is die jongste een, maar hier kom hierdie jong boetie, en hy sê vir hulle, hoorie, ek het hierdie droom gehad, julle gaan eendag voor my buig, en wat het eintlik initieer, is ek gaan baie invloed hê. So, onmiddellik begin sy drama. Of jy kan daarna kyk en sê, onmiddellik begin sy opleiding. So fase 1 is God gaan vir jou 'n droom gee. Jy het 'n droom. Every one of us has a dream. As jy 'n droom het, fase 1, moet jy baie gou besef dat van fase 1 droom begin jou opleiding. En hier's die belangrike beginsel van vers 5 tot vers 7, en dit is, God wys jou waarheen jy op pad is. Dis jou droom. Hy wys vir jou waarheen jy op pad is. Maar hy gaan nie vir jou wys hoe lank die pad gaan wees nie. So he will always show you where you're going. Hy het dit met Abraham gedoen, hy het dit met Adam en Eva kom doen. He's going to show you where you're going, waarheen jou pad is, maar hy gaan nie vir jou wys hoe lank jou pad is nie. En die geestelike insig wat ek wil hê jy moet raak sien is dat baie van ons ontvang 'n droom van God, maar wanneer die proses begin, wanneer die opleiding begin vir die droom, dan dink ons, miskien het ek verkeerd gedroom, of verkeerd gehoor. God se koninkryk werk anders. Die droom is die begin, die proses is die voorbereiding. Dalk is jy nog aan afwagting vir 'n droom. Dalk weet jy nog nie wat jou droom nie. Dalk is jy vanaand, okay, nou verstaan ek, my droom moet in plek val.
So, jy het nie verkeerd gehoor nie. Jou proses gaan difficult of swaar of eina wees. Moenie jou droom neersit nie. Ek het 'n sêding waarna ek absoluut glo. Ek sê, eerstens, die begrafplaas is een van die hartseerste plekke. En die rede hoekom ek dit sê is nie net bloot en behalwe vir die persoon wat oorlede is nie, maar vir al die talente en al die drome wat saam met daai persoon begrawe is. Soveel van ons is op hierdie plek wat ons gesê het, ek het 'n droom, die journey begin, dit raak taaf, ek het verkeerd gehoor and I put it down. Or ek het 'n droom, die journey begin. Dis werk nie vir my lekker uit nie, so ek's klaar probeer. Is seker nie vir my bedoel nie. And you lay it down. Baie mense gaan dood op die ouderdom van 25, maar hulle word eers begrawe op 75. And I don't want you to be that person. Wat ek initieer is dat jou droom het doodgegaan op 25. En omdat jou droom doodgegaan het, gaan jy saam met jou droom dood. Maar jy lewe nog survival. Jy lewe nog Egipte bondage tot die ouderdom van 75. So I'm hoping dat in vanaand ek daai droom van jou gaan respark of reignite, dat jy gaan reg wees om te sê, okay Here, ek het 'n droom. Ek is terug op daai plek, maar hierdie keer is ek reg vir die proses. So, refleksievraag vir hierdie gedeelte is, het God al vir jou 'n droom gegee? En as hy het, share in die comments. Ek sal graag wil deel in jou droom, vir jou wil bid, uitreik na jou toe en ek wil sien hoe jy actively jou God-given dream pursue. En dan is jy dalk tans in die proses wat daardie droom voorberei. En ek besef die wat die e-boeke het, gaan hierdie vraag dalk eers meer aan die einde toe kan antwoord. So hou daai vraag oop as jy nog nie nou reg is om die vraag te beantwoord nie. Die 5 vormingsstappe. Stap 1 is die droom. Stap 2 in ons almal se vormingsproses is die betrayal, of as jy die Afrikaanse woord ken, verraad. So bladsy 4 van jou e-boek. Ek gaan vir nou praat van betrayal, net omdat baie meer mense bekend is met betrayal en nie die mooi Afrikaanse verraad nie. So, God allows wounds. God allows pain, eina, in ons lewens wat ons karakter gaan bou. Maar God is not the author of evil, but he will allow it to display our hearts and our characters. So kom ons kyk hierna. Josef het niks verkeerd gedoen nie. Hy is gelukkig ongelukkig, sy pa se most favorite child. So hy word voorgetrek en hy kry alles en hy's geliefd en sy pa is radikaal openlik oor sy liefde vir Josef. Sy boeties haat hom. Josef kry 'n droom van God. He prematurely shares the dream with his older brothers. They hated him even more. Because he shared truth in the wrong time, there was relational damage. Wat veroorsaak relational damage? Kom ons lees. Genesis 37 vers 23 tot 28. Okay. So 23 tot 28. So when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. The cistern was empty. There was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm, and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Judah said to his brothers, "What will we gain if we kill our brother and cover up his blood? Come, let's sell him to the Ishmaelites and not lay our hands on him. After all, he is our brother, our own flesh and blood." So his brothers agreed. Okay. So when you share a dream prematurely with someone in the wrong time,
Truth in the wrong time causes relational damage. Wat is die relational damage? En miskien kan jy, waar jy nou vanaand luister, onmiddellik dink aan 'n verhouding of 'n vriendskap in jou lewe wat deur relational damage gaan. So, Josef se broers trek sy mantel uit. Nou onthou net gaga, sy pa het net vir hom 'n mantel gemaak. Hy het nie vir die ander mantels gemaak nie. So, they strip him from his robe, hulle gooi hom in 'n waterput, en daarna verkoop hulle hom as 'n slaaf. So hierdie is een van Josef se grootste toetse van sy karakter. Want Josef kon bitter geraak het teenoor sy broers. Hy kon ook sy broers gehaat het. Hy kon God blameer het vir die situasie waarna hy is. Want hy kon gesê het, maar God, jy het vir my die droom gegee, ek het die droom gaan deel, kyk waar is ek vandag, dis jou skuld. Of hy kon gesê het, okay, daai droom wat jy my gegee het, dat my broers gaan eendag voor my buig, I don't want it. This is not for me. Kyk waar is ek is verkoop deur my broers, ek's gehaat deur my broers, verkoop deur my broers, in 'n gat gegooi deur my broers. I don't want this dream, I'm laying down this dream. Baie van ons gaan deur betrayal. Baie van ons word seer gemaak deur intieme vriendskappe en intieme verhoudings. Wat is ons karakter in betrayal? Raak ons bitter, blameer ons God, stoot ons droom neer, of is ons Josef mindset, ek kies om God te vertrou in hierdie pyn. God, jy het vir my gesê, I will multiply and be fruitful. Here, ek vertrou intiem op U vir 'n man van my lewe. Ek vertrou intiem op God vir 'n baba in my lewe. Ek vertrou intiem op God vir 'n finansiële deurbraak in my lewe. Dit beteken nie dat as jy môre vir 'n interview gaan en jy kry nie die werk, dat ons moet bitter raak daaroor. Dat ons God moet blameer dat die werk nie kom nie, want jy het my die droom gegee, waar's die werk? Jy het my die droom gegee van die baba, waar is die baba? Jy het my die droom gegee van hierdie man, waar is hierdie man? En omdat jou omstandighede nie saam met jou droom stem nie, dan dink jy het verkeerd gehoor en is like, okay, well, maybe this is not for me. Betrayal is part of the process. Dis stap 2 van jou vormingsfase proses. Josef het gesê, Here, my droom is dat ek eendag in 'n magsposisie gaan sit en my broers gaan voor my buig. Ek weet nie wat dit beteken nie. Ek is 17 jaar oud. Kyk waar is ek? Gehaat deur my broers, in 'n gat gegooi, put gegooi en nou verkoop as 'n slaaf, Here, maar ek vertrou U. Ek vertrou U in hierdie pyn, want ek hou vas aan my droom. U het hierdie droom vir my gegee. So baie mense verloor hulle roeping nie omdat God hulle verlaat het nie. Hulle verloor hulle roeping omdat hulle bitter raak oor wat mense aan hulle gedoen het. En ek wil hê jy moet gou vinnig net 'n self-heart-check, hartintrospeksie met jouself gaan doen. Mense verloor nie hulle roeping omdat God hulle verlaat nie. Hulle verloor hulle roeping omdat hulle bitter raak oor wat mense aan hulle gedoen het. Hoeveel van ons sit in bitterheid, julle? Ek kyk na die comments van RSG se podcast. Mense wat 'n 15 of 'n 20 sekondes greep kyk in plaas van die hele interview en die bitter suur kommentaar wat hulle op baie podcast gooi. Ek verstaan, I'm not everyone's cup of tea. En dis okay. Ek verstaan dat my storie nie met almal resoneer nie. En dis okay. Maar ek gaan weer dieselfde konsep wat ek leer vir my dogtertjie wat 3 is. Sy het al 8 emosies in die huis onder by die trappe. Sy kies in die oggend daai emosie was as sy wakker word. As sy terugkom by die huis, gaan ons weer deur daai emosies en vanaand voor sy gaan slaap gaan ons weer deur daai emosies. Kwaad is een van haar emosies. En ek leer vir hulle my, ons mag kwaad word. Lemay, jy mag kwaad word vir mamma. Jy mag kwaad word vir 'n maatjie. Maar mag jy lelik raak? Nee. Wat is lelik, sussie? Goeters neergooi, my voete klap en my bene skop, 'n maatjie klap, 'n maatjie slaan, of whatever in 'n 3-jarige konsep lelik is.
Vrouens, ek wil dieselfde vir jou sê. Jy mag kwaad raak vir my. As ek iets plaas wat nie vir jou is nie. As dit nie vir jou is nie, jy mag vir my kwaad raak. Jy mag nie met my saamstem nie. 100%. Maar mag ons leerlik raak? Nee. Nee. Wat elkeen van daai mense vir my display is they lack the fruit of the spirit. They lack it. Waar's jou selfbeheersing? You don't have it. Maar dat jy genoeg pride in jou om net daai laaste negatiewe kommentaar uit te gooi daar binne. Om wat te bereik? My af te breek? My seer te maak? Dat jy beter moet voel? I don't get it. En dis waar ons sit. Dis in my notas, dis deel van Josef se storie. Ons hou vas aan bitterheid wat mense aan ons veroorsaak het. Instead of focusing on God, trusting him through the pain. Josef het 'n besluit gemaak op 17, toe sy broers hom in 'n put gegooi het. Look at the maturity of a 17-year-old boy. Hy het 'n besluit gemaak, ek gaan nie my hart verloor nie. Ek sit in 'n put, my klere is van my afgetrek, ek's verkoop as 'n slaaf deur my familie, verkoop as 'n slaaf aan die Ismaeliete. Ek gaan nie my hart verloor op mense nie. I'm going to trust in God. So my refleksievraag vir jou op hierdie seksie is daar iemand wat jou seer gemaak het? En punt nommer 2, het daardie wond jou bitter gemaak, jou harder gemaak, of het daardie wond jou wyser gemaak? Crucial, diep vraag. Crucial. Dan bladsy 5 van die e-boek is jou fase stap 3. Okay? So 5 vormingsfase, die droom, betrayal of verraad. Nou kom stap 3. Want in al die goeters word jou hart getoets. Hoe reageer jy? Wat doen jy? Waarheen skuif jou fokus? En nou stap 3, die put. Maybe you're in it, maybe you're close to it, maybe you just came through it, maar die put is 'n hidden season. 'n geheime seisoen, 'n stil seisoen, 'n afgesonderde seisoen. Hidden seasons builds inner strength. So ek wil hê in hierdie gedeelte moet jy die hele Genesis 39 gaan lees, maar ek wil fokus op die volgende ding. So Josef sit in die tronk. Dan kom hy agter dat die cupbearer en sy maatjie praat van Potifar, die koning, en Potifar somehow deur sy kingsmanship kom sy issue by die tronk mense uit. En hulle kom agter dat Potifar het drome en hy soek iemand wat die drome vir hom kan interpreteer en Josef sê maar ek kan drome interpreteer, obviously, want hy het 'n droom gehad op 17. En Potifar roep hom op en hy kom interpreteer Potifar se droom vir hom. En deur dit raak hy, nou kom hy nader aan die koning. So nou is hy uit die put, hy is nog steeds 'n slaaf, maar hy is nou 'n slaaf in Potifar se huis. En reg deur Genesis 39 is die woorde die heeltyd. The Lord was with Joseph. So selfs in Josef se laagste plek in sy lewe, the pit, the hidden season, is God in sy lewe teenwoordig. Wat leer Josef in sy tydperk in die put? Wat leer ek en jy in ons put, in ons hidden season? Wat leer ons daar binne? Josef leer dissipline, hy leer integriteit, hy leer werksetiket en hy leer van loyaliteit. So die geheim in Josef se storie, want jy moet onthou, hy pas eintlik nie by Egipte in nie. He's not one of them. Nee? He's Hebrew. He's not an Egyptian. Nee? So hy pas nie by hulle in nie. But somehow he earns favor. Want hy sê nou vir homself, ek is nie in hierdie groep mense nie, but if I want to find favor here, moet ek loyaliteit bewys. Ek moet trust opbou. En sy geheim vir sy sukses is dat hy bly getrou
in sy klein dingetjies wat hy doen. As hy in die tronk is hy getrou in wat hy moet doen. As hy buite is hy getrou in wat hy moet doen. En my vraag is, bly ek en jy getrou in die klein dingetjies wat ons moet doen? Die klein dingetjies. Kom ek gee 'n praktiese voorbeeld en ek is net so skuldig dalk miskien soos jy. Ons raak veel eerder geïrriteerd met die mense wat ons karre oppas. Want daar's so baie van hulle en 'n logiese argument, maar ons almal gebruik hom, is as ek vir elke een R2 of R5 of R10 moet gee, dan gaan ek my hele salaris voor die einde van die maand uitgegee het aan hulle. Dit is wat ons sê en wat ons dink, wat dalk sê het nie hardop en seker vanaand se my naam met jou hardop, maar ons dink dit. Dalk is R5 of R10 nie wat jy moet gee nie. Dalk is dit net die acknowledge the person. Hallo, dankie dat jy my kar oppas het. Hoorie, wat is jou naam? Wat is jou naam? Ek's John, ek's David, ek's Nkosi, ek is wie ever. When last did you greet a car guard on his name? When last? When last did you tell someone in that position dat God sien hom raak, that he's loved, that breakthrough is in the journey of obedience, of whatever it is? When last were you Jesus to them? Want as jy God of Jesus in die Nuwe Testament gaan lees, gaan jy nie noodwendig sien dat hy het vir almal geld gegee nie. But he stopped and he recognized each one of them. En gisteraand julle toe ek voorberei vir Doxa Dayo, ek is Dinsdag aand by Doxa Dayo, en ons gaan sy gees se storie lees julle, het ek letterlik in trane gesit om te verstaan eerstens wat is Jerigo, om te verstaan wie was Saggeus en wat was sy postuur gewees. En dan die blote feit that God stops under history and he looks up and he calls him by name. Julle, Jesus Christus ken my en jou by naam. Hy deel nie vir ons sakke vol geld uit nie. Maar net te weet, hy sien my raak. Daar's 'n geel blommetjie op my pad. Wanneer laas het jy net gestop in the hidden season en iemand raak gesien? Bly ons getrou in klein dingetjies. Nog 'n voorbeeld. Almal wil miljonêers wees. As jy nie 'n miljonêr wil wees nie, great. Jy kan jou geld vir my gee. Ek beloof vir jou, money in the right hands can build massive things for the kingdom. So as geld vir jou probleem is fantasties. Maar almal wil 'n miljonêr raak. But how ironic dat wanneer daar R2 of R5 in die pad lê, loop ons oor dit. So as God jou nie met die klein goedjies kan vertrou nie, hoekom moet hy vir jou meer gee? Hoekom moet hy vir jou meer gee? Hoekom? Why must he trust you with more if you can't be obedient in the little? Praktiese, fine subtleties, but we miss it. En Josef se lewe display hoe hy getrou bly in die klein goedjies in sy lewe. Klein goedjies. Baie mense bid vir groot posisies. Maar God kyk, kan jy getrou wees waar niemand kyk wat jy doen nie? Kan jy getrou wees? Kan jy getrou wees waar niemand kyk wat jy doen nie? So ek gaan later bietjie gesels oor die groot posisies wat ons wil hê en hoekom dit miskien dalk so lank vat om uitgedeel te word, because maybe that's your blockage. So die refleksievraag is, hoe hanteer jy klein verantwoordelikhede? En dien jy God wanneer niemand sien jy dien God nie? Hoe lyk jou posture by die huis? Hoe lyk jou posture in die kar in verkeer? Hoe lyk jou posture in die ry as jy haastig is en daar's 5 mense voor jou en daar's 2 tille? Hoe lyk jou posture in dieselfde ry as daar 'n vrou met 'n mamma agter jou of 'n mamma met 'n baba agter jou staan en sy haar arms is vol, haar kind is skreeuend, maak jy plek vir haar se eerste kan gaan? Want maybe moet daai kind net by die huis kom. Hoe lyk jou posture met iemand wat die huispak wil vang? Trek jy die knoppie, hou jy die deur oop of trek jy die deur toe want jy sien hulle is vir mense nie?
Hoe lyk jou gemoed as jy by die kantoor instap? Nou ek sê nie vir my jou emosies nie, maar ek vra net, hoe lyk ons postuur? How are we displaying Jesus? Because in hidden seasons, voel ons nie raak gesien nie. In hidden seasons, we don't feel love. In hidden seasons, we often think that God forgotten us because he's not speaking. The teacher is always quiet during the test. In a hidden season is where you and I build our inner strength. So the teacher might be quiet, maar hy is nog steeds daar in die lokaal. Hy stap nog steeds op en af. Hy praat dalk net nie met jou nie. And very often when we go through that season, there's a heart change. Want ek voel nie raak gesien nie. Ek voel nie iemand aan my dop nie. And we lack the necessities of being a good Christian. So, dit was stap 3. Jou pit of jou hidden season. En wat verder lei na Josef se put toe, of sy hidden season, is hy in Potifar se huis, hy's 'n slaaf in Potifar se huis, want Potifar wil hom net naby genoeg gee vir nog 'n droom, kan hy net nog 'n droom kom uitlei, Sarah nog 'n droom word. Intussen tyd, begin hy nou al aantrek en lyk ook so 'n Egiptenaar, haar is afgeskeer, ek glo sy ooghare is afgeskeer, ek glo, hy het ook nou al geleer van Micah, jy moet regtig die Egiptenare se rituals gaan leer ken, want hulle was hektiek op hulle mode. Maar nou is hy in Potifar se huis, en Potifar se vrou sien vir Josef raak. En Potifar se vrou begin bietjie meer van Josef hou, as wat sy van Josef moet hou. Ekskuus, ek lees my notas wat ek hier geskryf het, en ek skryf snaaks. Maar anyway, sy like nou bietjie meer van Josef as wat sy sien, en sy wil nou 'n ding of 2 gaan probeer by Josef, en Josef sê net elke keer van nee, ek kan nie, ek het boundaries, ek het loyalties. Hy weier Potifar se vrou vir die volgende 3 redes. Hy weier en hy sê, my loyaliteit en my trust is by Potifar, nie by jou nie. Nie by hierdie desire that your flesh wants nie. Nee, ek gaan nie, want ek het geestelike boundaries. I've got biblical boundaries. En 3, if I do this to you, I'm going to sin against my God. En hy remind homself van die droom. Hierdie is in direkte kontras met God se droom in my lewe. So, nee Potifar se vrou, ek gaan nie met jou seks hê nie. En baie van ons in die proses van ons droom, die betrayal, ons hidden season, now in the hidden season, because it's very dry, it's very lonely, God's not speaking, where are you? Kry ander offers, ons kry ander promotions, daar kom 'n Potifar se vrou op ons pad, en sy wil ons net bietjie help om net weer bietjie gemak te ervaar, en bietjie desire in ons lewens te hê. So, hey man, kyk bietjie hierna, kyk bietjie daarna, let me help you. En Josef sê net, nee, if I do this, I sin against my God. Hier is my droom, hier is waar ek op pad is, get out of my way. So, wat nou eintlik hier gebeur in Potifar se huis met Josef en Potifar se vrou, is niks anders as sexual harassment van Potifar se vrou se kant af nie. So Josef weier haar toe, en hy besluit toe om nie weer naby aan haar te beweeg nie. So wat gebeur nou? Nou gebeur false accusations. False accusations, bladsy 6, valse beskuldigings. En ek glo ergens in ons lewens was ons al en gaan ons deur iemand vals beskuldig word. So Genesis 39 vers 20 is nou die gedeelte wat ek gou wil vas by stop gou vinnig. Vers 20. 39 vers 20 sê, Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. So, hoor gou wat is belangrik van hierdie. Potifar sit vir Josef in 'n tronk.
En hierdie is nie 'n gewone of 'n random jail nie. Hierdie is soos die staatsprison. Met ander woorde, Jesus of God eerder, God beplan hierdie strategie vir Josef. But it's not comfort that he gets. Potifar se vrou has got sexual desires vir Josef. Josef weier haar op grond van sy etiek en sy liefde vir God. Hier word hy in 'n jail gesit, maar hy's in die state prison. Met ander woorde, he is surrounded by other royal officials, wat nou ook of vals beskuldig is of iets verkeerd gedoen het. So kyk dit gaga, in die plek van tronk, posisioneer God hom vir sy status wat hy moet bereik. Hy gaan nie terug put toe waar die normale ouetjies is nie. Hy word geplaas in die prison waar al die ander royal officials sit. So baie kere, en dis my key nota uit my notas, is baie keer voel 'n demotion. Hoekom gaan ek deur hierdie demotion? But demotion might actually be the reposition. Ek wens ek het hierdie geweet in 2020. Ek kry 'n droom om my werk te bedank. Ek stap uit prokureur uit, ek stap uit die firma uit, het niks anders. Daar is nie 'n opsie A of 'n opsie B, ek het niks beplan nie. Ek is in 'n seisoen wat ek die Here gaan vertrou weer vir my finansies. Ek val in 'n depressie. In daai depressie dink ek, oh my word, het ek God reg gehoor? Moes ek bedank het? Wat nou? Waar gaan my volgende salaris vandaan kom? Ek val vir 9 maande in 'n depressie in. Almal my naaste familie sê van jy het 'n fout gemaak. Jy kan nie in 'n tyd soos vandag nie inkomste hê nie, nie by 'n werksplek wees nie. Jy het 'n fout gemaak. Nou as ek vals beskuldig, het ek verkeerd gehoor, and I just like, God, no, it doesn't make sense. You told me to move, and I'm moving. En 9 maande is ek in die depressie, en aan die einde van die 9 maande toe ek uit die depressie uitkom, toe sê die Here vir my, toe ek om besoek en vra maar, hoekom voel ek so wat ek voel? Hoekom is ek in die donker plek? En die Here sê vir my, because how can you minister and work with women one day, in terme van hulle roeping, in terme van hulle purpose, in terme van hulle identity, how are you going to resonate with a lady that feels like she has no purpose, who's lost in her true identity, who does not know what her calling is if you haven't been in that place? So ek kry die droom, ek stap in die pad, val in my depressie, dink ek het verkeerd gehoor, en ek soos, oh my word, Here, wat nou? Demotion isn't necessarily a bad thing. Demotion is your repositioning. So, Potifar se vrou beskuldig Josef valslik en sê that he pursued her. Hy word in 'n tronk gegooi, en wat leer Josef in die tronk? Josef leer in die tronk, en ek wil jy moet dit neerskryf as jy nie die e-boek het nie. Jy kan reg doen. Jy kan reg doen en steeds verkeerd behandel word. Jy kan 'n winkel hê en jy kan elke liewe kliënt wat daar instap so mooi en so hoflik en so vriendelik hanteer en mense gaan jou nog steeds verkeerd behandel. Jy kan met die mooiste intensies 'n RSG opname maak om hoop te gee vir postpartum vrouens en jy kan verskree en verskel word op social media comments. Jy kan reg doen en jy kan steeds verkeerd behandel word. Maar Josef hou aan. Hy hou aan om te dien. Hy hou aan om te organiseer. Hy help om planne te maak. Hy help ander terwyl hy in die tronk sit. Selfs in die tronk help hy ander mense. So God kyk nie net hoe ek en jy optree wanneer dinge goed gaan nie. Hy kyk hoe ons optree wanneer dinge onregverdig gaan. Crucial. Hierdie is 'n Bybelse beginsel. Hierdie is jou false accusation vormingsfase se beginsel. If you want to pass step 4, God kyk nie hoe jy optree wanneer dit goed gaan in jou lewe nie. God kyk hoe jy optree wanneer dit onregverdig gaan in jou lewe. Jy weet, jy het laat nagte aan hierdie projek gewerk vir die werk. Dit was jy, dit was nie die span nie, dit was jy. Laat nagte, slaap opgeoffer,
tyd saam met jou kinders opgeoffer. Nou word die dankies uitgedeel en raai wat, jy is heel onder. Die kollega wat die minste gedoen het, kry die grootste dankie en 'n bos blomme. Hoe hanteer jy dit? Stap jy uit en gaan vertel vir die volgende werkskollega in haar cubicle maar hierdie meeting was 'n pot snot? Of laat jy die son oor haar skyn? What are you doing? What are you doing when things are unfair? Hoe reageer jy wanneer jy onregverdig behandel word? Word jy bitter of bly jy getrou? Crucial principle vir step 4. Dan, stap 5. Stap 5 is waar ons almal wil uitkom. The palace moment. Maar ons wil die droom hê en ons wil reguit skiet na die paleis toe. Ons wil hierdie drietjies hier binne wil ons wil dit vir my. Vir ons eie gemak wil ek hierdie 3 nie hê nie. So paleis, droom na die paleis, hoe's it? Lekker. Anyway, the palace is where you are prepared for your influence. So Genesis 41 vers 41. Kan hom nie vergeet nie. 41 vers 41. Let's go there quickly. Genesis 41 vers 41. Okay. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Right, wat het gebeur? Potifar het weer 'n droom gekry. Josef is weer opgeroep om die droom te kom interpreteer. Hierdie keer sê Josef vir Potifar, okay, wat hierdie droom beteken is die Here, the Lord God Almighty, gaan 7 jaar se goeie jare vir jou land stuur. So jy moet in daai 7 jaar gaan daar abundance wees van alles. Geld, mense, diere, kinders, honde, katte, appels, pere, you name it. Jy gaan 7 jaar abundance hê. Maar na daai 7 jaar abundance, gaan jy 7 jaar se famine hê, hongersnood. En hier's die kruks van jou droom, Potifar. As jy nie in die 7 jaar van abundance gaan leer om reg te stoot en te stoor nie, gaan jy in die 7 jaar van famine dit nie maak nie. So, God sê vir jou deur jou droom, stel iemand aan wat daai 7 jaar van abundance vir jou reg kan bestuur. So daar's sommer gou 'n finansiële beginsel ook in die Bybel, maar jy te veel daaroor vaskyk. En wat gebeur met Josef? Josef word opgetrek en hy word 'n magsposisie gegee. Hy word opgetrek in die paleis en hy word 'n magsposisie gegee. So the prison season prepared him for his palace season. Joseph's discernment flows from intimacy from God himself. Dis hoekom hy die drome kon uitlê. Okay. So if you carry heaven's solution, God can place you in positions of influence you've never imagined. So na jare van voorbereiding, 17 jaar oud, gehaal deur sy broers, uitgetrek en gestrip van al sy klere, in 'n gat gegooi, verkoop aan slawerny. Slawerny word in die put gegooi. In die put word hy opgeroep om 'n droom uit te lê. Omdat hy die droom uitgelê het, mag hy in Potifar se huis as 'n slaaf werk. Vrou raak verlief op hom. Vrou vals beskuldig hom. Hy gaan terug na die tronk toe. In die tronk leer hy hoe dit werk, want daar's al die ander royal officials wat ook in die tronk sit. So hy word slim, hy kry kennis, hy kry wysheid. Dit is alles deel van sy vormingsjare. So na jare van voorbereiding word Josef uiteindelik 'n onderkoning van Egipte. Maar hier's die belangrike waarheid. Toe Josef onderkoning word in Egipte, het dit hom nie verander nie. It didn't change him. Sy status het hom nie verander nie, want hy's klaar deur die proses van vorming. As ek en jy nie deur die proses van vorming gaan nie, we will be broken and damaged if God has to give us everything that we pray for, or everything that we dream of. Ek besef nou eers
hoekom ek so lank gewag het vir my babietjie. Want ek glo en vertrou dat as God haar vir my op my tyd gegee het, my huwelik dit dalk nie sou gemaak het nie. Because we were not ready for that. Julle, ek moet net gou hierdie hond uitsit. Hou gou vas. Sorry, nee. Dan sou my huwelik dit dalk nie gehou het nie. Want daar was nog vorming wat moes gestig gewees het in my huwelik om vir die huwelik om reg te wees vir die groot aanpassing wat 'n kind maak. As God my uit my prokureursplek uit moes gebring het, dadelik in my volgende paycheck in, dan sou ek gedink het, ja, maar dit is omdat ek oulik is. Kyk wie is ek, dis hoekom ek dit reg kry. But there was preparation in my season nodig, want anders sou die paleis oomblik my gebreek het. Ek was 4 jaar in 'n single sabbatical voor ek my man ontmoet het, voor hytjie in my pad gestap het. As ek hytjie premature moes ontmoet het, sou die media, die druk van media, die status van influence would have broken me. Hoeveel selfmoord hoor ons onder mense van influence wat dit nie kan hanteer nie? There's a reason that we go through preparation. Want God gee nie mag aan mense wat nie karakter het nie. Hoekom nie? Want mag vergroot wat in jou hart is. As jy 'n persoon is wat bitter is en jy kry mag, gaan jy mense breek. As jy pride in jou hart het en die Here gee vir jou 'n posisie van mag, what's going to happen? You're going to become more self-centered en jy gaan dalk die projek van die maatskappy en die geld van die maatskappy in die grond bestuur. God cannot give us everything that we prayed for, because if He gives us every promise that we've prayed for, it will destroy us. Because you and I need preparation. En as jy my nie glo nie, gaan lees die statistieke. Mense wat daai groot lotto jackpots wen, nê? Gaan soek hulle. Dis nie moeilik nie. Go look at their lives today. Kyk waar is hulle. Daar's vandag nou weer nuut flitse rond van Tammy Taylor. What happened when you get authority, wanneer jy mag kry? Look what happens to your life. It destroys you if you're not ready. So, is jy besig om karakter te bou, of wag jy net vir die paleis? This is really a crucial question to ask, en ek dink baie keer moet ons by hierdie plek gaan stop en vir onsself gaan vra, is ek besig om my karakter te bou, of soek ek net die paleis? Soek ek net die paleis? En dis okay om partykeer te sê, weet jy wat, Here, ja, vandag is my hartsverlange die paleis. I want my palace moment. Ek soek daai ding wat U vir my beloof het, Here. It's okay. But then to come back and say to God, but I pursue you more. Dis belangrik om vir jouself te vra, al kry ek nie die belofte nie, al kry ek nooit my paleis oomblik nie, will God be enough for you? Because He loves you too much to leave you comfortable. He loves you too much. En as jy vanaand op 'n plek sit waar jy gemaklik is met jou lewe, waar jy dink jy al wat jy moes bereik het in jou lewe, He is gonna tickle your heart because He loves you too much to leave you unchanged. So wat gebeur? Josef se broers kom uiteindelik van hulle plek af in, want die hongersnood is so ver, dat dit strek tot by hulle. Hulle pa Abraham stuur hulle op en sê, of Isak stuur hulle op en hy sê vir hulle, gaan Egipte toe en gaan kry by die Egiptenare vir ons kos. Josef sien sy broers oor die lande aankom. Hy weet tog nie, hulle weet tog nie dis Josef nie. Sy broers kom en hy ontmoet hulle, het gaan 'n paar skrifte aan. Maar dan uiteindelik vertel hy vir die broers dat hy is Josef, want dan hy lyk nie meer soos Josef nie, nee, hy het nie meer hare nie, kaal geskeer, Egiptiese make-up, you name it. Hy reveal homself aan sy boeties, en hy sê vir sy boeties, of sy boeties sê hulle is jammer, en kan hom nie in die oë kyk nie, en hulle vergewe my, en dan is Josef se reaksie, 17,
tot op 30, né? Is Josef se journey. Hy ontmoet sy broers weer op 30. Hy's op 17 in die put gegooi, hy ontmoet sy broers weer op 30. Sy broers vra vir vergifnis, kan hom nie oor kyk nie, en hy sê vir sy broers, ek het nie nodig om julle te vergewe nie, en ek is nie vir julle kwaad nie, because what you meant for evil, God meant for my good. Julle, hoeveel keer kan ons dit vir iemand sê wat ons te nagekom het? Josef het verstaan dat God gebruik selfs die pyn van mense om sy plan in Josef se lewe te vervul. So 'n interview wat nie gekry is nie, of 'n promotion by die werk wat nie gebeur het nie, of 'n pothole wat jy haar eie nie reggemaak het nie en jou band gebreek het, of whatever. Is jou gesindheid dat what you've meant as evil against me, God has meant for good. As Josef nie van 17 tot 30 deur hierdie proses gegaan het, slaaf in 'n put in Potifar se huis, Potifar se vrou se vals beskuldiging, terug in die tronk, terug in die paleis, onder koning van Egipte, sou Josef se broers daai dag, toe hulle in Egipte gekom het, om te kom vra vir kos, want die hongersnood was severe, it was 7 years of severe famine. Sou Josef se broers doodgegaan het as gevolg van hongersnood. As Josef se broers doodgegaan het van hongersnood, was daar nie 'n Exodus storie gewees nie. Was daar nie rede gewees dat God vir Abraham die vader van nasies genoem het nie. Josef is geposisioneer en is 13 jaar deur pyn om onderkoning te raak van Egipte, nie vir homself nie. Nie om homself te red nie, nie om homself te tap on the shoulder, nie om homself 'n glas trofeetjie te gee dat hy in sy huis kan sit nie, nie om vir hom 'n balkie op sy skoolbaadjie te hang nie, nie vir homself nie, but for the next generation and the generation to come. He trusts God in the pain caused through people, dat hierdie is God se plan vir God se vervulling deur Moses se storie. En hier kom sy broers in Egipte en sy droom van 17, boeties bow down, bedel vir kos, want Josef het authority, word waar. Daai dag moes Josef sy droom gedeel het. Daai dag moes Josef vir sy broers gesê het, this is the dream, right place, right time. But he chose to share it prematurely and he caused relational damage. So as jy nie alles kan onthou nie, wat is ons 3 lesse in Josef se storie? Dissipline. Doen wat reg is, selfs wanneer niemand vir jou kyk nie. Doen wat reg is. Punt nommer 2, self-control. Laat jou emosies nie jou besluite maak of jou besluite bestuur nie. En punt nommer 3, trust God in the waiting. Waiting is nie straf nie. Dis jou opleiding. En vra jouself gereeld, as jy in 'n hidden place of in 'n wagseisoen is, hoe lyk jou karakter? Hoe lyk jou karakter? En gaan net deur vanaand se karaktertoets. God het nie vir Josef 'n gemaklike lewe gegee nie. So why do you and I long for a comfortable life? Gemak maak mense sag. Druk bou leiers. En wat hierdie land nodig het, is leiers. Is my lewe besig om my sag en gemaklik te maak, of is my lewe besig om my sterk en gereed te maak? Wat kies ek? Comfort or consecrated? God berei ons nie voor vir 'n maklike lewe nie. En as jy wag vir 'n maklike lewe, you're in for a surprise. God berei ons voor dat ek en jy eendag kan staan. In die finale uur verwag hy van my en jou om te staan. 1 Peter 5 verse 10. After you have suffered a little while, he will restore you, strengthen you and establish you. Wat beteken daai little while? Julle, ons tydjie hier op aarde is so geleen. Dit is so kosbaar, maar is so kort geknip. Jy kan 15, 30, 50 of 60 of 80 wees as jy vanaand op my luister. Dit is so klein tydjie.
Jou lewe op aarde is so klein, but your life in eternity, daar is nie 'n lyn nie. So julle, this little suffering, en dalk is jou suffering 3 jaar, dalk is jou suffering 5 jaar, dalk soos Josef se 13 jaar. I don't know your suffering. But according to 1 Peter 5, it's going to be a little while. And he will restore you, and he will sustain you, and he will strengthen you, and he will establish you. 13 jaar is Josef se storie, tot sy droom uiteindelik tot vervulling gekom het. En toe sy droom tot vervulling gekom het, het dit nooit oor hom gegaan nie. Het dit gegaan om Kanaan te help wat in hongersnood sit. So hier's die einde van ons reeks. Joseph was not pampered. Joseph was prepared. En God doen presies dieselfde met jou en my. He's not just going to pamper us. He is preparing us. En ek hoop regtig dat na hierdie 4 episodes van hierdie reeks, dat jy verstaan hoe gevaarlik is dit om gemaklik te raak. Gemak is not a godly principle. Dis nie deel van koninkryksbeginsels nie, julle. Ek sê keer op keer van mense gesprekke, ons tye gaan net moeiliker en moeiliker en moeiliker raak. Dit gaan nie beter raak nie. Dit gaan van hier af, gaan dit net snowball erger as jy die eindtye lees en verstaan. Do not become complacent, do not become comfortable, do not expect God to pamper you in the suffering every single day. En as jy jou nie kom pamper môreoggend nie, dan, why is he punishing me? Besef that he's busy preparing you. He loves you too much to leave you in a comfortable place. And ek hoop that you love yourself also too much, that you don't want to stay the same. That you choose this journey of consecration for God, consecrated for the kingdom. En jy dit ernstig gaan opvat, and that you're going to pursue it relentlessly, because God is pursuing you recklessly. So ek hoop regtig dat julle waarde in hierdie reeks gekry het. Gebruik die e-boeke, luister weer na die recordings, gaan hierdie nou ook so gou as moontlik download, op my website sit, hulle gaan nie disappear nie. E-mail my, WhatsApp my as jy weer 'n link wil hê vir 'n episode. Ons kom terug na jou toe. Hou my sosiale media dop vir funksies in jou area, vir die volgende Facebook lives, vir programme wat ek gaan aanbied, en 'n baie opgewonde journey wat April begin rondom my boek wat my maat op die rakke is. So hou my social media pages dop, hou my inligting dop, hou my nuusblaaie dop, hou my WhatsApps dop. Lief vir julle, dankie vir die wat saam gereis het, en dankie vir die van julle wat terugvoer en kommentaar vir my stuur. Is amazing om te sien waar dit land, hoe dit land en hoe julle journey oopbreek. So Joseph was not pampered, he was prepared. Enjoy your preparation season. Liefde vir julle almal, lekker aand en bye.